suiwer en onbevlekte godsdienst voor God ons Vader is dat ons weeskinders en weduwee in hulle swaar kry versorg en dat ons nie toelaat dat die wêreld ons besmet nie. Ons moet omgee. Die kerk moet begin om te gee. Die kerk moet begin om 'n verskil te maak. Die kerk moet begin om op te staan en te sê, hierdie mure is nie waar ek hoort nie. Ek hoort buitekant hierdie mure om 'n verskil te maak. Vra jy nie jou geld vanoggend. Vra vanoggend vir jou, hoekom het jy nie 'n sagtheid in jou hart vir mense wat oor jou pad kom? Mense vir wie jy nie kan bid. Mense vir wie jy net kan bemoedig. Stage 4 kanker en ons net nie wat hulle vir jou kan doen nie. Ek kan net vir hulle bid. Mediese rekening van oor die 100.000 rand kan ek nie betaal. Maar ek kan bid. Ek kan bid en ek kan hulle help wat hulle vertrou op die Here en dat die uitkoms die Here is. Pure religion, spirituality, and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction. Dis die hartklop van God. Dis die hartklop vir my en vir jou. Ek en jy is kinders van God. Ek en jy is die kerk, die hande en die voete en die ambassadeur van Jesus Christus op hierdie aarde en ons wil sê nee. Ons wil dit nie doen. To look after orphans and widows means to care for them by providing emotional support and practical help and financial assistance. Almal van ons het nie finansiële bystand wat ons hulle kan gee nie, maar ons kan vir hulle bid. Ons kan begin om te luister en om te gee vir hulle. Ons kan om hulle te vertel van Jesus en hulle verhouding met God te laat herstel. This year is seen as a fulfillment of God's justice and mercy as highlighted in verses like Psalm 68 verse 5. A father of the fatherless and a judge of the widow is God in his holy habitation. Vader vir die vaderlose. 'n Regter vir die weduwee. Uit sy hemelse woning. En ek en jy, ons glo, ons hoor die hartklop van God. God is 'n vader vir swak mense. Hierdie kom uit die boodskap uit. Vir kinders wat nie ouers het nie. Hy staan aan die kant van hulpelose weduwees. Hy beskerm hulle. Wil jou vanoggend vra, is dit oukei met jou om gevoelloos te wees en te sê ek is die kerk, maar ek is nie daar buite nie. Is nie oukei vir my. Ek moet 'n verandering maak en ek moet 'n ander denkwyse hê om 'n verskil te maak. Die Here lê dit op ons hart. Die kerk sal verantwoording neem. Dankie Anthony. Ons visie. Wat is die visie van ons kerk? Ons sien ons gemeente as 'n baken van hoop waar mense se lewens verander word deur Jesus Christus. In die kerk of buitekant. Om aan buitekant 'n verskil te maak en mense te vertel van Jesus Christus en hulle lewens te verander. Ons sien ons gemeente as 'n plek waar die verlore, gefrustreerde, siek en gebroken is, redding, liefde, vrede, aanvaarding en vergifnis kan ontvang. Kan jy iewers te sien, daar staan geskryf, ons kyk neer op die armes, ons kyk neer op die wat nie dalk dieselfde is soos ons nie. Dis nie die visie van hierdie gemeente nie. En is tyd dat ons leef die visie van hierdie gemeente. Ons sien ons gemeente die goddelike opdrag uitvoer deur evangelisasie, sending en life groups. Dis waar ek mense bereik. Waar ek mense innooi en waar ek met mense te doen kry, waar ek 'n verhouding bou met mense. Dat God se woord akkuraat weergegee en geleer sal word. Dat ons mekaar aanvaar en lief hê soos Christus die kerk lief het ons die sondaar lief daar buitekant. Ons is so vinnig om vinger te wys en te sê, oh nee, geen salf te smeer aan daai persoon nie, hy gaan dit nie maak in die lewe nie, hy gaan nie. Kind van God, jy beperk God. Die oes is ryp daar buitekant, maar die arbeiders is minder. Leef ons die visie wat God vir die gemeente gee het as deel van sy plan vir hierdie gemeente uit. Ek ken die planne wat ek het vir jou.
planne van voorspoed en nie teëspoed. Ek ken die planne van hierdie gemeente en die verskil is ons besig om die planne van God uit te leef vir hierdie gemeente. Dit die laaste. Ek wil nie voortgaan om kerk te speel. En ek bid tot die Here en ek vra vir die Here, ek sê Here, moet 'n verskil maak as dit nie is nie. Jy kan my verwyder hier in 'n ander plek stuur waar ek 'n verskil ook kan maak. Ons kan nie net in 'n gebou mee sit en sê dis okay nie. Dit is nie. Mense gaan verlore daar buitekant sonder Jesus Christus. En ek en jy wil nie 'n verskil maak. Kom vanoggend vir jou vra, wie is die kerk? Wie is die hande en die voete van Jesus Christus? En kom ons red die siele daar buitekant. Kom ons maak ons goed. Here, jy ken my hart. Ek het ons gepraat die afgelope ruk, Here. Ek wil nie kerk speel. Ek wil nie hierdie nitty-gritty goed wat ons onderlangs mee besig is, Here. En dan is ons ongelukkig oor dit en ons is nie tevrede oor dit nie en nie daai nie. En ons fokus het so geskuif dat ons nie meer besig is met die dinge van die Here. Ons wil verklaar, almal van ons wil verklaar, ek het die Here lief, maar ek is nie bereid om die gebooie te onderhou nie. Laat hierdie woord vanoggend tot ons hart spreek. Laat ons elke dag herinner word oor die Heilige Gees, oor dit wat ons gehoor het vanoggend. Dat ons sal opstaan, dat ons 'n verskil sal maak. Dat ons werklik die kerk sal wees daar buitekant, Here. Die liefde van Christus in en deur ons sal werk, Here. Daai liefde wat U vir ons gegee het, toe ons dit nie verdien het nie, Vader. As mense daar buitekant wat voel hulle verdien dit nie. Maar ons kan met hulle deel. Ons kan hulle vertel, Here. En ons sal opgewonde wees en ons sal terugkom, want ons sal die tekens en die wonders sien. U is 'n heilige God. U is 'n getroue en 'n regverdige God. Here, laat ons dit nie ligtelik opvat wat ons hoor vanoggend uit die woord uit. Maar laat ons met 'n nuwe ywer en 'n nuwe passie na dinge sal kyk. En dat ons sal uitgaan, Vader, en U naam sal groot maak en U naam verheerlik. Ons kan nie alles verander nie, Here. Maar daar is sekere dinge wat ons kan verander. Daar is sekere dinge, Vader, wat net 'n bietjie tyd sal vat om vir iemand te bid. Iemand te besoek, om te gee vir iemand. U ken ons harte, Here. U ken ons omstandighede. Vra Here, help ons. Dat ons waardig sal wees. Om kinders van God genoem te word. Dat ons waardig sal wees, om U ambassadeurskap uit te dra in hierdie wêreld. Dankie en geloof U. U is getrou en nie verander nie. Die opdrag verander nie van. Mag U naam altyd geheilig word en mag U koninkryk altyd eerste wees. Ons verdien dit nie alles nie. Help ons om eer te bring aan U naam. In Jesus naam. Amen.